is dit die maand Abib of Nisan deel 5. Ek is professor Hans Redlinghuis van die Eerste Gemeente van Javashua in Suid-Afrika, Pretoria, Montana, ook internasionaal. As dit al die eerste keer is dat jy na die reeks gaan kyk of luister, dan wil ek vir die vraag, gaan na deel 1, begin reg voor, iedereen se magdom inligting gemis, en jy mag nie, want dan is jy net halwe waarheid, né? Gaan na deel 1, begin voor, sodat jy al die inligting kan kry. Sou jy belangstel in enige van my boeke wat ek geskryf het, dan is dit baie belangrik dat jy my kontak by my WhatsApp nommer 0722 367 124. Halleluja. Dit is uiters noodsaaklik dat jy ook inteken op ons YouTube kanaal. Stuur die kennisgewing vir die vriende en kennisse, is baie belangrik, deel dit met ander mense. Hierdie reeks is lewensveranderend, maak seker jy te skryf op pen, en ten minste 33 Bybel byderhand. Ek wil toch maar sê, bring maar 'n paar veiligheidsgordels ook saam, né? Het is belangrik dat jy verstaan dat ons onsself nie verteenwoordig vir eenselfig met enige van die volgende instansie, kerke of groepe nie, enige messiaanse groepe, die Israel Visie groepe. Ek moet sommer net hierso sê van die Israel Visie groepe, gaan kyk na die leen van Japie van Sail en die boek Henog. Dis 'n reeks wat uit is op die oomblik. Gaan kyk daarna, ons is nie deel daarvan nie. Die Israel Visie groepe, die Hebrew Roots Movement, the Sacred Name Movement, die 7-dag Adventiste, Jehovah se getuie, Rooms-Katolieke kerk, enige kerk, die nominasie, organisasie. Dis hoekom ek vir 30 jaar nie aan 'n kerk of organisasie behoort nie. Ek sê vir jou wat die Bybel sê, jy besluit of dit waarheid is, of dit 'n leuen is. Ons funksioneer as 'n Bybelstudiegroep reg oor die wêreld, en ons preek die evangelie soos dit geskryf is. Ons gebruik hoofsaaklik die oorspronklike antieke Hebreëse name volgens die restoration of the original Sacred Name Bible, die Rotterdam version, die 1860 Bybel, wat Dr. Joseph Briand Rotterdam dan vertaal het, die naam Here Jesus. Nou ook wanneer ek preek, wanneer ek bedien, wanneer ek praat van Javashua, dan sê ek Here Jesus, né? Goed, die Here Jesus, die naam van die Here Jesus is in werklikheid Javashua, die naam van God is in werklikheid Elohim, die naam van die Here is in werklikheid Jaffa, die naam van die Heilige Gees in werklikheid die Ruach HaKodesh. Baie welkom terug. Ons gaan aan waar ons laasweek opgehou het, of met die vorige uitsending. Die vraag is, wat is Nisan? Wat is Nisan? Wat sê wat is Nisan? Dit is nie 'n Datsun bakkie of 'n ding nie. Want jy kry 'n Nissan bakkie. Nee. Wat is Nisan? Dis die moderne Griekse naam vir die maand April. Jy gehoor? Dis 'n moderne Griekse naam vir April. Soos dit vandag in 2026 geken word. So met ander woorde, Nisan en April is dieselfde periode, die 4de maand. Wat die internet oor die maand Nisan beweer. Kyk en luister nou mooi. Die maand Nisan of April, kyk na my vingers, is die eerste maand van die godsdienstige Joodse kalender, wat gewoonlik in die lengte, nou moet jy mooi luister, hierdie is een van die grootste leuns op die internet, maar dit is so gestel, dat iemand wat nie weet wat aangaan, die sluk die Satan net so in. Die maand Nisan, of die maand April, sê die internet, is die eerste maand van die godsdienstige Joodse kalender. Nou ons het ons nou deurgegaan, die vorige laasweek, waar ons gesien dat Abib was die eerste dag van die eerste maand van die nuwe jaar, né? Nou draai hulle dit om. Hulle sê nee, dit is nie Abib nie, dit is Nisan. Die maand Nisan, April maand, is die eerste maand van die godsdienstige Joodse kalender, wat gewoonlik in die lengte Maart of April op die Georgiaanse kalender val. Die begin van die nuwe maan en die Pascha feeste. Nou, hulle sê, die eerste maand is April of
is Maart of April? Sê vir my, het Jahwe vir Moses gesê, dis dat hier God vir Moses gesê, dit gaan September maand wees, of Oktober maand. Hy het gesê, Abib, die maand Tishri, in die moderne Hebreëus, wat dan in die Romeinse kalender dan die maand Oktober is. Nou kom sê hulle, hier's 2 maande, dis of Maart of April. Dit staan op die internet, hoekom? Want dit begin met die nuwe maand, en die Pasga, wat die Paasfees is vir hulle. Dis 'n klomp snert. Want ons gaan in hierdie reeks sien dat, en dis waaroor ons werk, dit gaan oor die kruisiging van Jahwe. Is Jahwe gekruisig in Maart maand, die einde van Maart, of die tweede week in April? Nee, ons weet nie. Hoekom? Want die een jaar is Paasfees die einde van Maart, en die ander keer in die middel van April, tweede week van April. Hoekom? Dit werk met die volmaan. Nou sê hulle vir ons, dat Jahwe het vir Moses gesê, Maart of April, want dis in die begin van die lengte maand. Die lengte maand het niks met dit te doen nie, en dis waar hulle die ouens vang. Het gaan oor die koring, die rypwording van die koring. Hoekom? Want Israel moes genoeg kos gehad het om saam te vat, vir 1 miljoen mense. Vir 1 maand, hoeveel donkiekarre moes hulle vol koring laai vir 1 miljoen mense in 1 maand in die woestyn? Jy sien, daar was nooit sprake van koring wat moet uitgevat word nie. Dis die leuen wat die internet geskep het, sodat die mense wegkom van die maand Abib, verstaan, en kan uitkom by die maand Nisan. Nou gaan ek weer hierdie stukkie lees. Die maand Nisan of April maand is die eerste maand van die godsdienstige Joodse kalender wat gewoonlik in die lengte Maart of April op die Gregoriaanse kalender val. Dit begin met die nuwe maand en die Pasga, die fees, die Paasfees. Nee, dit is als 'n klomp snert. Daar was nooit so iets geweet dat Israel op 'n volmaan uitgetrek het uit die land van Egipte nie. En word op die, nou sê hulle, luister wat sê hulle het die datum reg, né? En word op die 14de van Nisan gevier. Die 14de is reg, maar die maand Abib, dis te wanneer Jahwe gekruisig is. Op die 14de, op die voorbereiding van die Pasjag. Maar nou trek hulle na die maand Nisan, wat April is. Die begin van die maand, hy sê die begin met die nuwe maand, hy sê dit begin met die nuwe maand, die Pasga of die Paasfees. En word op 14 Nisan gevier wanneer die maan vol is. Maan vol, dit het niks met Jahwe te gedoen gehad toe Israel getrek het nie. Noem vir my, Prof, is net een skrifgedeelte waar die Ou Testament, waar die volmaan enigsins genoem word. Geef my die skrif in die 33 Afrikaanse Bybel. Of in die 16de King James Version, waar die maan vol moes gewees is, en wat dat ooit enigsins genoem was. Wanneer Jahwe almagtig, dis die Here, vir Moses sê, om bloed aan die deurposte en die kusyn van die huise te smeer. Hy het nie 'n woord gesê, dit gaan môre aan volmaan wees nie. Daar bestaan nie so iets in die Bybel nie, dit is nie 'n Bybelse verwysing nie. Dis 'n AI generation, Artificial Intelligent Generation, en hulle vang die mense versakkers om dit te glo. Dit is deur die New Ages in die internet geskep, om ook in 2026 te verwaar. Die volgende inligting is uiters belangrik om reg te verstaan. Anders te gaan ook vir die res van lewe in totale geestelike duisternis leef. Daar's nie 'n volmaan wat vir jou gaan lig gee nie. Jy gaan in duisternis bly. Die Vrymeselaar se invloed met die skepping van ons eie 1933 Afrikaanse Bybel. Die Vrymeselaar se invloed met die skepping van ons eie 1933 Afrikaanse Bybel. Wanneer na die skepping van ons eie 1933 Afrikaanse Bybel gekyk word, vind ons dat dit 2 verskillende groepe vrymeselaars was.
wat die vertalings gedoen het. Wel, op daai stadium was hulle geken as die broederbonders, wat natuurlik 'n boetie is van die vrymesselaars, of 'n arm van die vrymesselaars. Hulle het net 'n ander naam wat hulle gehad het, vir die broederbonders. En daarom vind ons vandag in 2026 dat sekere informasie wat ons as kinders in die sondagsskool geleer was, geheel en al nie waar kan wees nie. Anders is ons ook steeds vandag totaal blind, so maklik soos dit. Dis of in die lig of in die duisternis. Die eerste vraag moet wees, wie was aan die hoof van ons 33 Afrikaanse Bybelvertaling? Weet u? Weet u? Volgens die foto wat ek, Prof. Hannes, in my besit het, was dit Dr. J.D. de Tooy. Hy was in beheer. En sy ander broederbonders, vrymesselaars. Ene, hier, ek gaan vir jou die name gee. Ene Dr. J.D. Kestel, E.E. van Rooyen, H.C.M. Forrie en B.B. Keet. Daar was ook 2 Rooms-Katholieke priesters betrokke gewees. My vraag is onmiddellik, wat het ons eie 1933 Afrikaanse Bybel van weleer met enige Rooms-Katholieke te doen? Wat dink u? Wat dink u? Wel, die Rooms-Katholieke Kerk, by daai tyd al vir eeue, wel van die begin van die 16de eeu van protestantisme, beheer alle Bybels en alle skepings van Bybels en vertalings van die Bybels en die hersienings van die Bybels. Ek wil net iets sê, in 2012, toe die nuwe 2016 Bybel sou vrygestel word of opgedis word, geskep word, het ek met Dominee Gerrie Chrissinger en met die Bybelgenootskap van Suid-Afrika 'n pad gestap waar ek op die einde van die dag met 3,5 miljoen mense wat my petisie geonderteken het, daai Bybel geblokkeer het, wat eers in 2020 uitgekom het. Maar in die proses toe bel ek Dr. Isak Burger, die president van die AGS Kerk op daardie stadium. En ek praat met hom reguit, ek sê vir hom, Dr. Isak Burger, ek sê vir hom, ek is daai tyd was ek 'n dokter gewees, want ek het al verskriklik baie goed op internet gehad, en toe ek met hom praat, toe sê hy nie, hy weet van my. Sê vir my, is betrokke by die Bybelgenootskap van Suid-Afrika. Sê vir my, wat se invloed het die Rooms-Katholieke Kerk met die vertaling van die 2016 Bybel? Toe sê hy, geen. Ek sê, is jy doodseker? Hy sê, ek kan jou my woord gee. Nou, om 'n lang storie kort te maak, die aand wanneer die 2016 Bybel vrygestel word, wat toe in 2020 gebeur het, die AGS Kerk in Kempton Park, daai groot kerk, toes ek daarso. Dr. Isak Burger was die persoon wat die openingsgebed gebid het, en vir God gedank het, dat vir die eerste keer in die geskiedenis van die Afrikaner, gaan ons kinders 'n ware Afrikaanse Bybel hê om uit te lees. Ware Afrikaanse Bybel om uit te lees. Wat was die 33 Afrikaanse Bybel? Ja, hy het besef dat die 83 Afrikaanse Bybel was 'n aborsie gewees, 'n geestelike aborsie. Want die 83 Afrikaanse Bybel het 9000 skriftuurlike veranderings en 18 totale versweglatings gehad. Hoekom? Want dit het nie uit die Textus Receptus teks gekom nie, maar in 1881 Hoyes Carter Nestle Aland teks. En hulle was Rooms-Katholieke. Nou, dis net ter insaag. My vraag aan Dr. Isak Burger was, sê vir my, wat is die aandeel van die Rooms-Katholieke Kerk? Toe sê hy geen. Nou die aand met die vrystelling van die proefvertaling van die 2016 Bybel, wat 2020 uitgekom het. Soos wat ek ingekom het, het ek ingestap op die linkerkant, ek het gaan sit, en reg oorkant my, die gangetjie was tussen ons, sit 2 Rooms-Katholieke Kerkpriesters in hulle gewaad.
met hulle wit boortjies. Nou wat het die Katolieke, wel dis baie maklik. Hulle is deel van die Roman Catholic Bible Federation. En die Roman Catholic Bible Federation is the World Bible Federation. En die United Bible Society is deel van die Roman Catholic Bible Federation. En dis hoekom die Katolieke daar gesit het. Hulle hand was weer in die 2020 Bybel. En dis hoekom hulle die apokryfe boeke teruggebring het en al die goed wat die snert wat hulle invertaal het daar, wat weer 'n geestelike aborsie is. Hoekom? Want dit is presies dieselfde teks wat gebruik is. Tot vandag toe het nie een van daai ouens ooit die guts gehad om met my te praat oor dit wat ek weet oor Bybelvertaling nie. So wat gebeur met die 33 Afrikaanse Bybel wanneer hulle dit skep? Wat het dit te doen met ons, met dit Abib en Nisan? Alles. Want dis waar die leuns in vertaal is. Met die skepping van die 33 Afrikaanse Bybel, deur ene Dr. Toosius de Tooy, hy het ook die volkslied getoon sê, sy Vrymeselaars broeders, die broedermonders, en ek het hulle genoem, en op die foto is daar ook, op die regterkant, as jy na die foto kyk, staan die twee Katolieke priesters, weer die twee broeders, né, met die wit boortjies. Die vraag is onmiddellik, wat het ons eie 1933 Afrikaanse Bybel van wel eer met enige Katolieke te doen? Wat dink u nou? Wat dink u nou? As die internet aandring dat die tyd van Abib, die uittog was in Abib was in Nisan gewees in die lengte maand. En daarom vind ons ook die woord Paasfees 'n paar keer in ons Afrikaanse Bybel. Hoekom? Wel, hy moes dit inbring, want dit is Konstantijn se skepping. Wanneer Moses die opdrag van Jahwe almagtig, dis die Here, ontvang, bestaan die verwysing Paasfees nie eers nie. Wanneer Jahwe vir Moses het trek, smeer die bloed aan die kusyne, aan die deurposte. Aan die deurposte en die kusyne. Daar was nie so ding soos 'n Paasfees nie. Die Paasfees was nie eers daar toe Jafashua gebore was nie. 327 jaar na Jafashua se sterwe. Dan skep Konstantijn by die Council of Nicene die Paasfees, or the Easter, the Astara feest, 'n afgode feest. Terwyl ons die volgende skriftuurlike verwysings nou gaan bestudeer, wil ek Prof. Hannes sê, jy moet wonder, hoe het hierdie skrifgedeeltes in ons eie 33 Afrikaanse Bybels beland? Wel, nou het jy 'n bietjie agtergrond. Wel, jy het ons mense soos ene Toosius, de Tooy en Kettler, Kestel en Van Rooyen, Fourie en Keet, en twee Katolieke daarso. Dis nie vreemd nie. Dis nie vreemd nie, hoe dit daar gekom het. Terwyl ons die volkskrifgedeelte verwys gaan bestudeer, wil ek hê dat u moet wonder hoe die gedeeltes ons eie 33 Afrikaanse. Vergeet nie eers net die gesegde dat God het dit daar geplaas. Hulle sê, God het dit daar geplaas. Is de Tooy, Toosius de Tooy, is hy God? Die vraag is, wil ons vandag in 2026 die volle waarheid weet, of is ons ook steeds net gewillig om ons kerklike dogma en die geskepte teologie van die Rooms-Katolieke, wat al van die 16de eeu af aan ons opgedis word, te glo of dit reg is en of dit verkeerd is. Ek is jammer. 'n halwe waarheid is 'n volle leuen. Die verwysing na Paasfees in ons eie Bybel, die 33 Afrikaanse Bybel, skryf Exodus 34:25. Exodus 34 vers 25. Hy sê, jy mag die bloed van my, nou kyk na daai my, ek hoop jy het jou 33 Bybel oop, daai my is 'n klein m, wie praat? Dis Jahwe, God, dit moet sekerlik 'n hoofletter wees, hoekom het hulle klein lettertjie daar? Jy mag die bloed van my offer, daai offer moet 'n hoofletter O wees,
nie saam met gesuurde brode slag nie, of brood slag nie. En die offer, hoofletterlik O, van die Paasfees, wat staan daar in jou 33 Bybel? Van die Paasfees, jy sien, Tosjesel het hierdie leuns in vertaal, dat dit oor geslagte deel sou word van die godsdienstige opset, van die predikante en die pastore en die ouens het begin preek oor Paasfees, nie die Pasjag nie, ekskuus tog, of die Pasga nie. Hulle het gepraat van die Paasfees. Het ons dit? Nie die Pasga of die Pasjag nie. Hy sê, en die offer van die Paasfees mag nie tot die môre toe oorbly nie. Wat? 'n Paasfees? 1070 jaar voor dat Jafashua gebore word, wanneer Israel na 430 jaar uit Egipte gaan trek, sê Jahwe vir Moses, 'n Paasfees? Jy mag nie die ongesuurde brode saam met die offer, dis die offerlam, die Paaslam, van die Paasfees oorbly nie. Die vraag is, as dit wat jaarliks deur die godsdienstige kerke as Paasfees gevier word, wat ook Jafashua, dis Jesus Christus, se marteling, kruisdood, begrafnis en opstanding uit die dode is, hoe word dit dan in lyn gebring met die uittog van die Israeliete meer as 1070 jaar voor Jafashua? Ek vra 'n vraag. As Paasfees, wat Tosjes hulle daarin vertaal het, want onthou hulle het hulle katholieke broeders gehad wat hulle moes satisfy of tevrede stel. Hoe bring hulle Paasfees in lyn, want elke jaar het ons Paasfees. Ek wil net weet, as Paasfees dan 'n Joodse ding is, wat Jahwe of God vir Moses gesê het, wat het Paasfees dan te doen met Jafashua, 1070 jaar later? Sy kruisiging, sy marteling, sy kruisiging, sy opstanding uit die dode en sy hemelvaart. Ek vra net dit. Wat het Paasfees, wat dan 'n Joodse uittog was, te doen met 'n hasie, 'n eier en 'n hoenderhaan? Wat elke Paasnaweek daar is. Want die woord Paasfees staan ons nou in die Bybel geskryf, in die Afrikaanse 33 Bybel. Hoe word dit in lyn gebring met die uittog van die Israeliete meer as 1070 jaar voor Jafashua se geboorte, terwyl die woord Paasfees nog nooit deel van Moses se opdrag van Jahwe ons Elohim was nie? Kan jy die leuen sien? En julle glo dit? Maar dit was deur ene Konstantyn, wie die eerste Rooms-Katolieke paus was. Ai, is dit nie snaaks nie? Jy sê oukie sal weer met die boortjies, die wit boortjies, swart klere, so staddings aangetrek, swart klere en wit boortjies, kyk maar, kruise om die nekke, né? Maar dit was deur Konstantyn, die Paasfees, was deur Konstantyn, dan amper 2000 jaar, wel meer as 2000, na 2000 jaar wat Israel uitgetrek het, uit die Egipte, onder die Egiptenare, dis wanneer Konstantyn dan by die Council of Nicene, dan die fees skep van Paasfees. Die Rooms-Katolieke paus, by die Council of Nicene, wat 325 begin het, tot 327 geskep het, na Jafashua. Net so deur die ongeletterde broedersbonders, die vrymesselaars, het al Rooms-Katolieke vennote so in ons 1933 Afrikaanse Bybel dit invertaal. Die rabbies wat Konstantyn geskep het, ons kom by dit, het Tosjes hulle in die 33 Afrikaanse Bybel invertaal, om die maand Abib na die maand Nisan te vernoem. Paasfees is wanneer? Paasfees is 1 jaar in die einde van Maart
en die volgende jaar die tweede week van April. En dit is Nisan, nie Abib nie. So wat het Tertius hulle gedoen? Hulle het saam met die Katolieke gewerk. Ek wonder of hulle kickbacks gekry het. Saam het hulle gewerk om 'n demoniese leuen in die 33 Afrikaanse Bybel in te vertaal, waar hulle jou laat verstaan dat Jahweh was gekruisig in Nisan. Israel het uit Egipte uitgetrek in die maand Nisan, wat April maand is, wat die grootste geskepte leuen is uit die doderyk, uit die gedagtes van Satan, vrygestel deur Konstantyn, geglo deur ons vrymesselaar en broederbonders, die broeders, en in die Bybel van die Afrikaner invertaal, saam met hulle Rooms-Katolieke trawante. So in ons 33 Afrikaanse Bybel is dit invertaal om die maand Abib na die maand Nisan toe te vernoem. Nie Abib in Oktober nie, Nisan April. Omdat die maand Abib Oktober maand nou word. Of kan ek net sê, omdat die maand Abib, wat Oktober maand is, en die maand Nisan dan April is, om by die Astara of Hindoe fees in te pas. So wat doen die Katolieke? Hulle bring Abib af en hulle vertaal hom in Nisan. Wat doen Tertius hulle? Hulle vat die maand Abib, hulle vertaal hom saam met die Katolieke in Nisan in, en hulle sê, dis die kruisigingsnaweek, die Paasnaweek, die Paasfees. Nou moet jy jou seatbelt vasmaak. Hulle moes dit doen, om by Konstantyn, wat die eerste paus was van die Rooms-Katolieke Kerk, se Astara of Hindoe fees uit te kom. Nou moet jy jou seatbelt baie styf vasmaak. As dit dan waar is dat die maand Abib dan in April maand is, Abib, soos hulle dit wil hê. Wat nou volgens die broederbonders se vrymesselaars, die Rooms-Katolieke Kerk in die internet, dat nou veronderstel is om in April maand te wees. Waarom is hierdie datum van die uittog van Israel uit Egipte nie elke jaar in April maand nie? Of waarom is dit nie elke maand in Maart maand nie? Jahwe het nie vir Moses gesê, dis of die einde van Maart, of die begin van April. Ook nie die begin nie, amper die tweede week, daar by die 10de van April. Want ek wil net iets hierso sê, en ek sommer net so, terwyl dit kom net by my op. Weet jy wat? Dit veroorsaak dan, dat julle liewe Jesus 2 doodsertifikate het. Want hy stel ons nou op in April, in Nisan is hy gekruisig. Maar hele April is 1 keer in Maart en 1 keer in April. So ene jaar het hy 'n doodsertifikaat van Maart en die volgende jaar het hy 'n doodsertifikaat van April. Is dit so? Kan enige mens 2 keer doodgaan? Ek vra maar net. Hoe dom kan 'n mens wees? Maar dit gebeur dat die maand is in April en die volgende jaar in Maart. Geen mens op die aarde het meer as 1 geboortesertifikaat nie. In Suid-Afrika is enige ding moontlik. Maar eintlik, ek verjaar die 3de Julie. 3de Julie, dis nie die volgende jaar, daar by die 25ste van Junie nie. En so elkeen van u. Dis mos in plain Afrikaans common sense. Nou verstaan ons vandag in 2026 waarom hierdie gedeelte oor Paasfees so in Eksodus 34 vers 25 in ons eie 1933 Afrikaanse Bybel in vertaal moes word. Ons verstaan dit, ekskuus tog. Bietjie laat en skout in die ateljee.
Waarom hierdie gedeelte oor Paasfees so in Eksodus 34:25 in ons eie 39 Afrikaanse Bybel inbetaal moes word? Dit is om te help dat ons kinders, ons kleinkinders, ons agterkleinkinders en latere geslagte moet sê, dit staan so in my Bybel geskryf. Dit staan so in my Bybel geskryf. En dis hoekom die Bybelgenootskap van Suid-Afrika nou weer 'n klomp 33 Afrikaanse Bybels gedruk het. Vir die eerste keer in 80 jaar. Hoekom? Wel, dis die druk wat ek op hulle gesit het. En nou het hulle dit gedruk en uitgebring. Want ons is nie meer in die naam Jesus en God en Christus nie. Hulle het dit uitgebring sodat hierdie Paasfees storie steeds kan bestaan in die 33 Bybel. En dat die kinders en kleinkinders en agterkleinkinders so 'n Bybel moet hê, want almal koop ons nou vir hulle hierdie Bybels, die 33 Bybel, wat van die grootste leuns in het wat daar in 'n Bybel geskryf kan wees. Daarom is ek besig by die Afrikaanse legkaart studiegids Bybels. Ek noem dit, ek bemark nie my kaart myself nie, die hele Nuwe Testament. Ons sal seker later sal ek by die Ou Testament uitkom, maar op die stadium die Nuwe Testament. Dis 'n A4, dis 'n encyclopedia wat ek skryf. Wat seker 7-8 boeke gaan wees. A4's, 500 bladsye dik elkeen. Die eerste 3 is klaar uit. Die boek Matteus, Markus, Lukas en Johannes, boek 1, boek 2, boek Handelinge, Romeine, 1 Korinte, 2 Korinte, Galate, boek 3, van die Efese tot by die boek Hebreërs, daar's 10 boeke. Ek is besig met boek 4 op die oomblik. Wat in swart en rooi gedruk is. Swart is wat die Bybel sê, rooi is wat ek vir jou verduidelik hoe dit is en was. So, wat is die doel hiervan? Wat is die doel hiervan? Nou verstaan ons vandag in 2026 waarom hierdie gedeelte oor Paasfees, so in Eksodus 34:25 ons eie 33 Afrikaanse Bybel invertaal moes word. So om te help dat ons kinders, kleinkinders, agterkleinkinders en later geslagte moet sê, dit staan so in my Bybel geskryf, sonder om werk te weet wat gebeur het. Nou wat ek gaan doen, ek gaan net hierso stop. Want die tyd het ons gevang, as Vader liewe gesondheid spaar, sal ons van hier af aangaan volgende week en gaan doen jou eie huiswerk. Maar onthou, die Satan vat nie 'n vakansiedag nie, hy slymer en hy slaap nie, hy's nooit moeg nie, want hy wil hê die mensdom moet die leuns glo. Johannes 17:17 sê, ons wandel in die waarheid, die woord is die waarheid. De volgende keer as Vader wil, Maranatha, Yahshua kom weer, halleluja.